Vandag se boodskap handel oor 'n baie teer saakie wanneer vriende stry kry. Ons lees Handelinge 15 vers 22 tot 41. Nadat Petrus en sy mede-apostels en die ouderlinge die kwessie oor watter voorskrifte daar vir die heidene gegee word, deeglik deurtrap het, roep hulle weer die gemeente bymekaar. Nadat hulle verslag gedoen het, besluit hulle om 2 manne uit hulle geleedere saam met Paulus en Barnabas na Antiochië te stuur, om die besluit aan die gemeente oor te dra. Judas en Silas word afgevaardig om saam te gaan. Daar word 'n brief opgestel om alles te verduidelik en ook om verskoning te vra vir die manne wat daar sonder hulle medewete opgedaag het en dinge aan die gemeente gesê het wat hulle verwar het. Hulle skryf aan die gemeente hoeveel waardering hulle het vir die 2 sendelinge, Paulus en Barnabas. Hulle het selfs hulle lewens gewaag vir die evangelie. Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verdere las op julle te lê nie, buiten enkele noodsaaklike dinge, skryf hulle, en dan verduidelik hulle van afgodsoffervleis en onsedelikheid wat hulle moet vermy. En so vertrek die afvaardiging na Antiochië. Die hele gemeente is bymekaar wanneer die brief van die ouderlinge in Antiochië oorhandig word. Hulle kan nie wag om te hoor wat die apostel sê nie. Die inhoud van die brief laat trane loop van dankbaarheid. En die vreugde in die gemeente is baie groot oor die bemoedigende woorde en die wonderlike nuus dat hulle nie die swaar juk van die stoere ou Joodse wette hoef te dra nie. Laat hulle rondspring van opgewondenheid. Nou is hulle waarlik vry. Judas en Silas self, 2 bekwame sprekers en profete, kry nou die kans om met die gelowiges te praat en hulle te bemoedig en te versterk. As jy 'n paar dae lank moet reis om by 'n plek uit te kom, vertrek jy mos nie weer net die volgende dag nie. Dus besluit die 2 manne om 'n ruk lank in Antiochië te vertoef om te help om hierdie gemeente, wat alreeds blom, nog verder op te bou voordat hulle terugkeer na Jerusalem. Intussen begin Paulus al meer en meer van hierdie Silas kerel hou. Hy is nou waarlik 'n voorslag. Hy sal beslis nie omgee om vir Silas saam met hom te vat op 'n sendingreis nie. Hierdie man is vol van die Heilige Gees. Die manne is na ruk uiteindelik terug na Jerusalem en dinge begin terugkeer na normaal in die gemeente. Paulus en Barnabas leer die gemeente met groot vreugde en ywer. Maar hulle is nie die enigstes nie. Lukas skryf dat daar baie ander was wat saam met hulle onderrig gegee het aan die gemeente en die woord verkondig het. Wat 'n wonderlike situasie. Maar Paulus begin rusteloos raak. Die sendingveld wuif al harder en harder vir hom. Op 'n dag kan hy dit nie meer hou nie. Barnabas, my ou broer, kom deel hy sy verlange met sy troue reisgenoot. Dink jy nie dalk ons moet weer 'n slag by die gemeentes uitkom wat ons besoek het nie? Barnabas is sommer dadelik opgewonde. Hy herkou nou al lank aan hierdie gedagte, maar hy was te bang om dit met Paulus te deel. Ja, ek stem saam. Kom ons gaan kyk hoe dit gaan met die gelowiges, oral waar ons die woord van God verkondig het. En sommer dadelik begin hulle planne beraam. Hulle lig die gemeente in van hulle verlange en almal is opgewonde. Terloops, Johannes Markus moet natuurlik weer saamgaan, merk Barnabas op teenoor Paulus.
terwyl hulle besig is met hulle voorbereidings. Geskok kyk Paulus na Barnabas. Nee, ek weier, sê hy botweg. Na 'n lang, ongemaklike stilte, draai hy na Barnabas. Daai jong mannetjie het ons baie lelik in die steek gelaat. Ek wil dit nie weer beleef nie. Nee, hy gaan beslis nie saam nie. Barnabas probeer nog verduidelik dat Johannes intussen baie meer volwasse geraak het en dat hy dit nie weer sal doen nie. Maar Paulus bly by sy standpunt. Hy wil nie rede verstaan nie. Naderhand ontaard die twee ou maats se gesprek in 'n ewige argument. Gevolglik is die twee uiteindelik kwaad uitmekaar. Nie Barnabas of Paulus wil kop gee nie. En dan besluit hulle dat die enigste oplossing is dat elkeen maar sy eie paadjie loop. Barnabas sal met Johannes Markus na Siprus gaan en daar gaan opvolgwerk doen. En Paulus in Sirië en Cilicië. Skielik onthou Paulus van Silas en sommer daar en dan besluit hy om 'n boodskap na Silas in Jerusalem te stuur en hom te vra om saam met hom te kom na Sirië en Cilicië. Silas is dadelik baie opgewonde oor die uitnodiging en kort voorlank sluit hy hom by Paulus aan in Antiochië, waar alles al reeds gereed staan vir die tweede sendingreis deur die heidenlande. Teen hierdie tyd is Barnabas en Johannes al lank al weg. Dit was 'n slegte ding wat met Paulus gebeur het en dikwels vra ons self ook die vraag, waarom onaangename dinge met ons gebeur? Vir hulle sending het dit beteken dat hulle op twee plekke gelyk kon sendingwerk doen en die poging is sodoende verdubbel. Boonop is Silas met sy besonderse gawes ingetrek. Ons word soms gedwing deur 'n onaangename ondervinding om meer effektief vir die Here te werk. Wees dus dankbaar, selfs vir die onaangename dinge, want God het 'n baie groter plan as wat ons ooit kan bedink. Amen. Kom ons bid. Here, leer my om te aanvaar wanneer dinge nie altyd verloop soos wat ek dit graag wil hê nie. En gee my asseblief uitbundige blydskap, selfs deur moeilike tye. Amen.